Ons gaan vandag begin met 'n studie van die laaste dae. Ek dink ek gaan miskien oor so 4 lessies strek. So as jy mooi wil verstaan, is dit beter om al 4 mooi lekker na mekaar te luister. Nou Matteus 24 vers 44 sê, daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Ons almal hou daarvan om te sê dat niemand gaan weet wanneer kom Jesus terug nie. Die Bybel sê dit gaan kom soos 'n dief in die nag. Maar die mense vergeet hierdie versie in die Bybel, 1 Tessalonisense 5 vers 4. Maar julle broeders, dis nou ons kinders van God, is nie in die duisternis nie, dat die dag julle nie soos 'n dief sal oorval nie. Julle is almal kinders van die lig. So ja, ons gaan nie weet wanneer is die uur wanneer Jesus terugkom nie, maar ons gaan weet wanneer is die dag en die seisoen wanneer Jesus terugkom. En wat kan ons bestudeer om die eindtyd beter te kan verstaan? Daar is 'n hele klompie goedjies. Byvoorbeeld, eerste gaan ons kyk na Noag se ark. Tweede gaan ons kyk na die Joodse feeste. Derde gaan ons kyk na die versie in 2 Petrus 3 vers 8. Vierde gaan ons kyk na Jubilee. Ons kan kyk 5 na Israel self. Ons kan kyk in die boek van Daniël. Ons kan kyk na die 7 kerke wat ons nou net nog gekyk het in die vorige lesie. Ons kan kyk na die Ou Testament se profeseë. Ons kan kyk na Openbaring self. Ons kan ook kyk na die Nuwe Testament, ook na 'n Joodse troue, en dan sê die Bybel ook dat die laaste dae gaan wees soos birth pains. So kom ons begin eers deur te kyk na die storie van Noag. Matteus 24 vers 37 sê, en net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Nou wat daarmee bedoel word is die mense gaan aan die slaap wees. Want in die tyd van Noag was die mense so aan die slaap, hulle het nie eers geweet wanneer gaan dit begin reën nie. Matteus 24 vers 38, want net soos hulle was in die dae van die sondevloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in huwelike uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en dit nie verstaan het, voordat die sondevloed gekom het, en almal weggevoer was nie. Ja, so wanneer gaan Jesus terugkom, wanneer gaan die einde kom, is wanneer mense net aangaan met hulle lewe, hulle gaan nie eens bewus wees van wat is die tyd waarin ons huidiglik lewe nie. Ons kan ook die storie van Noag gebruik om die verlossingsplan raak te sien. Byvoorbeeld in die tyd van Noag was die aarde baie boos gewees, en in ons tyd kan ons sien in 1 Timoteus 3 vers 1 is ons ook nou huidiglik in 'n tydperk van wat baie boos is. Ek gaan nie al die goedjies lees nie, want ons het al reeds hierna gekyk in die studie van Noag. Dan sê God vir die mens dat judgment is op pad. En in die tyd van Noag is dit dan nou die vloed wat op pad is. En in ons tyd is dit the wrath of God wat uitgegooi gaan word in die boek van Openbaring. Maar daar is 'n redemption plan. In Noag hulle se tyd was dit die ark gewees. En hoe het Noag hulle in die ark ingegaan? Hebreërs 11 vers 7 sê, by faith Noah, being warned by God about things not yet seen, in reference prepared an ark for the salvation of his household. So dit is, deur geloof is Noag en sy familie gered, en dan dit noem jy 'n remnant. Daar's altyd 'n remnant wat gered sal word. As jy kyk die tyd van Noag was dit Noag en sy familie, as jy kyk in die tyd van Sodom en Gomorra was Lot en sy familie, en ook in ons tyd gaan ons sien dat 'n remnant, 'n gedeelte gaan gered word, voordat the judgment dan uitgestort gaan word. Nou, ons redemption plan is geloof in Jesus, Efesiërs 2 vers 8, for it is by grace you have been saved through faith. It is a gift of God. So ons en is ook geloof, net soos in die tyd van Noag, hy was gered deur geloof. Dan, hoekom vat God so lank om terug te kom? Jy kan dit ook sien in die storie van Noag. Nou, Noag se oupa, sy naam was Methuselah. Nou, Methuselah het 969 jaar oud geword, die oudste mens wat jy van lees in die Bybel. Nou, sy naam beteken, his death shall bring. So, sodra Methuselah doodgaan, kom die vloed. So, dis God se wil dat ons almal tot redding moet kom. Daarom vertraag hy die judgment. Hy gee ekstra tyd vir almal om hulle lewe reg te kry. Daarom het Methuselah gelewe en gelewe en gelewe en gelewe, want God het geweet, sodra Methuselah dood gaan, kom die vloed. So hy het vir die mense kans gegee en kans gegee en kans gegee, en ons weet in die tyd van Noag het niemand tot inkeer gekom nie. Maar is presies dieselfde in ons tyd ook. Hoekom voel dit so lank vir Jesus om terug te kom? 2 Petrus 3 vers 9 sê, die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. So, dit wat ook in die tyd van Noag gebeur het, die verlossingsplan en hoekom vat dit so lank, is presies wat in ons tyd dan ook gebeur. Dan die tweede ene wat ons nou kan kyk, is die Joodse feeste. Nou,
Vir die volle studie oor die Joodse feeste kan jy gaan luister na Levitikus les 3 en 4. Nou om die eindtyd en die feeste saam te verstaan, moet ons na die volgende kyk. Ons moet na Israel se agricultural kalender kyk, so ons moet na sy oestydperke gaan kyk, want dit stem ooreen met die feesdatums. En dan moet ons gaan kyk na die oorsprong van die feeste. So hierdie is dan hoe Israel se agricultural kalender lyk. Hulle het byvoorbeeld somer wanneer ons winter het. Wat ek daarmee bedoel is, as jy byvoorbeeld gaan kyk, Januarie is mos wanneer, Desember, Januarie en Februarie is wanneer ons somer het, maar dit is dan wanneer Israel winter het, en hulle maande is dan, stem ook nie ooreen met ons sinne nie. Ons eerste maand is Januarie maand, en hulle eerste maand is Nisan, daar regsbo, waar ek die nommer 1 gesit het. So ek het net hierdie by mekaar gesit, sodat jy kan sien, hoe stem Israel ooreen met ons dan. En dan hierdie is hoe hulle agricultural kalender gelyk het. Hulle het eerste begin deur te saai, hierso links in autumn, het hulle eers gesaai, en dan deur die hele winter deur het hulle gesaai, en dan hulle eerste oes het in spring gebeur. Dit was eers die barley oes in die maand van Nisan, en dan kom die wheat harvest, en dan as dit oorgaan in die somer, is dit die grape harvest, en dan die olyf harvest, en dan as al die harvest klaar is, dan is dit in ons maand van September, dan is dit hulle Rosh Hashanah, waar hulle dan nou beplan vir die volgende jaar wat voor hulle lê. En dan hierso in Tishri, hulle maand Tishri, die 7de maand, is wanneer hulle dan nou stoktyd doen, om te kyk of hulle genoeg geoes het vir die winter wat om die draai is, en dan begin alles weer van vooraf. Hulle begin hulle gronde regkry in autumn, hulle begin saai in die winter, hulle oes in die lenteseisoen, die 2 barley en wheat harvest, en dan oes hulle in die somerseisoen die grape en die olive harvest. Nou waar lees ons van God se feeste in die Bybel? Waar het dit begin? Kom ons kyk na die oorsprong van hierdie feeste. So die oorsprong is waar die Israeliete in Egipte was. Toe hulle uitgetrek het en hulle moes 'n lammetjie doodgemaak het, was dit dan die Feast of Passover. Die eerste ene daar regsbo, nommer 1 Feast of Passover. Maar ook in daai tydperk het God vir hulle gesê dat hulle mag niks gesuurde brode eet nie, want die uittog uit Egipte uit gaan baie vinnig gebeur, en dit is waar die Feast of Unleavened Bread begin het. Dan sê God vir hulle, voordat julle uitgaan, of gee eers vir my julle eersgeborene. Dit is waar die Feast of First Fruit begin het, en dan het dit hulle 'n paar weke gevat om tot by Saai te kom, en dit is waar die Feast of Weeks begin het. Dan in die somermaande is daar geen feeste wat gevier word nie, en dan wie hierso in autumn sien ons fees 5, 6 en 7. Die 5de ene is the Feast of Trumpets, jy lees van dit in Levitikus 23, dis sy oorsprong. Dan is dit the Feast of Atonement in Levitikus 16, en dan is dit the Feast of Tabernacles. Nou as ek hulle so uiteensit, dit is die 7 feeste wat jy van lees van in die Ou Testament, waarvan Shabbat is ook deel van die fees. Ek kyk net nie nou na hom nie, hulle kan na die lesies gaan luister in Levitikus. Nou hierdie feeste stem ooreen met die oestye van Israel. Byvoorbeeld, the Feast of First Fruit is wanneer die barley harvest gebeur. The Feast of Weeks is wanneer die wheat harvest gebeur. The Feast of Trumpets is wanneer die Israeliete beplan vir hulle nuwe agricultural jaar. En dan die Atonement is wanneer die Israeliete weer stoktyd doen om te kyk of hulle genoeg geoes het vir die wintermaande. Nou, hoe gaan die feeste ons help om die eindtyd beter te verstaan? Nou, Hebreërs 10 vers 1 sê, want die wet is net 'n skaduwee van toekomstige dinge. Kolossense 2 vers 16 sê ook, dat al die feeste is 'n skaduwee van iets, dis 'n skaduwee van iets groter. Onthou, ek het al baie hierdie genoem as jy na my lesse geluister het. So hierdie feeste in die Ou Testament was 'n spieelbeeld van Jesus. Die Feast of Passover is wanneer Jesus gesterf het as ons paaslam. Die Feast of Unleavened Bread is Jesus wat in die graf ingegaan het. The Feast of First Fruit is die barley harvest van die eerste opstanding wat plaasgevind het. Dit is Jesus se opstanding. En dan the Feast of Weeks is die tweede oes, die wheat harvest, en dit is dan wanneer die wheat harvest begin met die uitstorting van die Heilige Gees. Nou waarom kan dit ons help met eindtyd? Want elke keer wanneer hierdie fisiese fees plaasvind in Israel, gebeur dit in die Gees. Wat ek daarmee bedoel is, toe die Israeliete Paasfees gevier het in die tyd van Jesus, toe word Jesus op die kruis gesterf. Toe die
doodgemaak. Toe die Israeliete besig was om the feast of unleavened bread te vier, toe was Jesus in die graf. Toe die Israeliete besig was om the feast of first fruit te vier, toe het Jesus opgestaan uit die dode uit. Toe die Israeliete besig was om the feast of weeks te vier, toe het die disippels die uitstorting van die Heilige Gees gekry in Handelinge 2. So wat ek daarmee bedoel is, as ons dan nou kan uitvind, wanneer is the Feast of Trumpets, want dan is almal wag nou vir die trumpets om te blaas, presies wanneer Israel besig is om die fees te vier in die fisiese, is wanneer hy tot vervulling gaan kom in die geestelike. So ek vra so, waarom is die oestye belangrik? Want die Bybel sê, ons is besig om 'n oes in te bring. Jesus was die eerste oes wat uit die dode uit opgestaan het met die barley harvest, en dan die volgende oes wat ons nou huidiglik besig is om in te bring, is die wheat harvest, en dit is dan nou die volgende mense wat uit die dood uit gaan opstaan, wanneer Jesus dan nou terugkom. Nou wat is volgende? Wat se feeste het dan nou nog nie gebeur nie? Die volgende events op God se kalender vir ons is the Feast of Trumpets. Ons almal wag vir die trumpet om te blaas. Dan is dit the Feast of Atonements en dan is dit the Feast of Tabernacles. Nou net soos wat die eerste 4 feeste so op mekaar gevolg het, gaan hierdie laaste 3 ook redelik op mekaar volg. En julle gaan nou sien hoekom. Want the Feast of Trumpets is wanneer Jesus sê, okay, die tyd vir oes is verby. 1 Korintiërs 15 vers 52. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, we will be changed. So ja, ons almal wag vir die trumpet om te blaas, want dan weet ons, dit is wanneer ons dan gaan verander, dit is wanneer ons vir Jesus in die wolke gaan ontmoet. Dan ook wat gebeur het gedurende hierdie tydperk in die Ou Testament, while workers were in the field, when they heard the trumpet, they knew it was a signal for them to come into the temple for worship. En is dit nie ook wat met ons gaan gebeur nie? Ons is nou besig om te oes in die veld, wanneer ons die laaste trumpet gaan hoor, gaan Jesus sê, okay, tyd's verby, kom nou op na my toe, kom op na die tempel toe. En dan kom Jesus terug in hierdie tydperk, dan is hy ons koning. Nou gewoonlik in die tydperk van die Israeliete ook, as 'n nuwe koning gekies was, maak nie saak wat se tydperk in die jare gekies was nie, sy inauguration het altyd gebeur by the Feast of Trumpets, en die ander naam vir Feast of Trumpets is Rosh Hashanah. So gedurende hierdie feeste is konings gewoonlik gekroon in Israel, en dit is ook wat in die gees gaan gebeur. Gedurende hierdie Feast of Trumpets is wanneer Jesus ons koning gaan kom, en dit gaan sy inauguration wees. Dan die volgende ene is the Feast of Atonement, en dit is dan God se judgment. Openbaring 20 vers 12 sê, and I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened, books of life, and the dead were judged from the things which were written. So ons weet, nadat die trumpet geblaas word, en ons weet ons tyd is verby, is die volgende ding op God se kalender die judgment, en dit gaan dan ook moet gebeur gedurende the Feast of Atonements. Terwyl die Israeliete besig is om the Feast of Atonements te vier, is dit dan wanneer God sy groot judgment op die mense gaan dan op neerkom. Dan die laaste ene is dan the Feast of Tabernacles, en dit is dan wanneer Jesus terugkom en kom regeer vir daai 1000 jaar vrede. Sagaria 14 vers 9 sê, and the Lord will be king over all the earth. In that day the Lord will be the only one. Jesaja 2 vers 2, it will come about that in the last days the mountain of the house of the Lord will be established. So waarom kan ons die feeste gebruik om te verstaan om die eindtyd te verstaan, is hou die feeste van Israel dop, want wanneer hulle dit vier in die vlees, gaan dit realiseer in die gees. Daarom ons almal wag vir die laaste trumpet om te blaas, so ek hou daarvan altyd om te kyk, wanneer vier die Israeliete die fees Rosh Hashanah, want die laaste trumpet in die gees gaan geblaas word gedurende die fees van Rosh Hashanah. Dan die volgende een wat ons nog kan kyk is die versie van 2 Petrus 3 vers 8, wat sê, by God is een dag soos 1000 jaar. 2 Petrus 3 vers 8 sê, ons het al baie hier ook aan geraak, maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is, en 1000 jaar soos een dag. Ek het al vir julle verduidelik dat ons het eintlik net 'n 7-dag siklus in God se kalender, so dit beteken dat ons storie oor die mens gaan net 'n 7000 jaar storie wees. Byvoorbeeld, op die 4de dag was Jesus gekruisig, en ons weet dat die laaste dag moet die 1000 jaar vrede wees. So daar is 'n dag 5 en 'n dag 6. Dit is die tydperk waarin ons nou is. Maar ons is baie naby aan die einde. Ons is eintlik in genade tyd. Want as jy daarbo kyk, ons tydlyn is, onthou, ons begin tel by die jaar 0,
by Jesus se geboorte. Ons trek nou in die jaar 2000, wat op die Joodse kalender die jaar 6000 is, maar eintlik trek ons al in die jaar 2025, ons is al 25 jaar oor die 6000 merk. So eintlik is ons al reeds in dag 7. Maar ek is nie baie spesifiek nie. Ek het nie gaan tel om te kyk of ons regtig nou op die jaar 2000 is nie, want onthou, hulle het nie al die jare rekord gehou van tyd nie, van die rekords het weggerok. Ek vat nou maar net aan dit so in die algemeen. So ons is definitief baie naby aan die einde. So ek sê so, ons is eintlik al in die 7de dag. Give and take, wanneer was Jesus gebore? As jy gaan Google ook, die mense is nie 100% seker wanneer is Jesus gebore gewees nie. Was dit die jaar 0? Was dit die jaar 3? Die mense is nie 100% seker nie. Ok, so dan kan ons na die 4de ene kyk, ons kan kyk dat die einde gaan gebeur in 'n jubileejaar. Nou wat is 'n jubileejaar? Levitikus 25 vers 12 sê, want dit is 'n jubeljaar, dit moet vir julle heilig wees. Nou ons almal weet dat 'n week bestaan uit van Sondag tot Saterdag en dan word Saterdag die Shabbat genoem wat 'n tyd van rus is. Eksodus 23 vers 12. 6 dae moet jy werk verrig, maar op die 7de dag moet jy rus. Maar het jy geweet dat elke 7de jaar moes die Israeliete ook gerus het en dit word genoem 'n Shemitah. Dit is ook dan 'n jaar van rus, Levitikus 25 vers 4. Maar in die 7de jaar moet daar volkome rus wees, 'n Sabbat vir die Here, so dis 'n Sabbatjaar. Jou land mag jy nie saai en jou wingerde nie snoei nie. Dit moet 'n jaar van rus vir die land wees. Maar as jy 7 jare tel, dan kom ons by 'n jubilee en dan is dit ook dan 'n jaar van rus. Levitikus 25 vers 8 sê, jy moet ook 7 jaarweke tel, so dit beteken 7 maal 7 jaar, en julle moet die 50ste jaar heilig. Dit moet vir julle 'n jubeljaar wees. Dit is wat dan 'n jubileejaar is. Nou wat gebeur in 'n jubileejaar? Levitikus 25 vers 10 sê, 'n vrylating in die land word uitgeroep aan al die bewoners, soos jy byvoorbeeld geldskuld, word jou skuld afgeskryf, dan moet julle elkeen na sy besitting en elkeen na sy geslag teruggaan. So dis 'n tydperk van terugkeer. En onthou, dis wat met ons ook gaan gebeur. Ons gaan terugkeer na Jesus toe. So, Shabbat gebeur, of ons weet nou al dat 'n Shabbat beteken rus. Wanneer Jesus terugkom, gaan ons in 'n finale rus ingaan saam met hom en ons gaan vir 1000 jaar saam met hom regeer in vrede. Nou 'n jubileejaar is wanneer almal vrygeskel word van enige skuld en wanneer jy teruggaan na jou grond toe. So weer eens, wanneer Jesus terugkom, gaan ons finaal en al van die skuld ontslae wees en ons gaan die aarde beerwe wat God al aan Abraham beloof het en Jesus gaan terugkom in 'n jubileejaar. Ook sien jy die 1000 jaar konsep in die tyd van Noag ook. Ek wil nou eens moet kyk na die storie van Noag ook. Onthou ons het gesê dat een dag is soos 1000 jaar. In Genesis 6 vers 3 sê Jesus, of toe sê God, my gees sal nie vir ewig in die mens heers nie, omdat hy ook vlees is, maar sy dae sal wees 120 jaar. So as jy 120 jaar vat en jy maal dit met 50 jubilees, want onthou die mense in die Bybelse tyd het in jubilees getel. Ons is nie gewoond daaraan ons tel in 1s en 2s, maar die Bybelse mense het in 7s getel. En as jy dan daai versie vat, daai 120 jaar wat God sê dit is so lank my gees in die mens gaan wees en jy maal hom met 50, beteken dit die mensdom gaan net 6000 jaar met die gees van God in hulle. So vanaf dag 1 en ons tel 6000 jaar is dit presies dan nou waar ons nou is. Nou Noag was ook in 'n tyd van 'n jubilee en hoekom kan ek so sê? Dit is bietjie confusing, ek gaan julle probeer verduidelik want onthou, ons verstaan die Israeliete en die Joodse storie nie so mooi nie want ons kalender stem nie ooreen met hulle sinne nie. Ons het die Gregorian kalender. Nou hulle jaar, die Joodse jaar begin by Tishri, dit is daar waar ek die pijltjie ingesit het, en dit is dan met the Feast of Rosh Hashanah, the Feast of Trumpets, dis wanneer hulle 'n jaar begin tel. So as jy nou tel nommer 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sal jy sien, hierdie is hulle jaar, dit is 12 maande. 'n Jubileejaar word gewoonlik aangekondig op die Feast of Yom Kippur, dit sy ander naam is Feast of Atonement. So dit wil sê die jaar voor 'n jubilee is 1 jaar en 10 dae lank. Dit klink snaaks, wat bedoel ons daarmee? Dat gewoonlik as die Jode 'n jubileejaar aangekondig het hulle dit aangekondig op die 10de van Tishri. So dit beteken dat 'n jubileejaar hou aan vanaf
die Feast of Trumpets en soos wat ek die pyltjie onder gewys het, maar hy gaan verby tot die 10de van Tishri. So die jaar voor 'n jubileejaar is dan 'n jaar en 10 ekstra dae. Nou, hoekom sê ek dit vir julle? Hoe lank was Noag in die ark? Genesis 7 vers 11 sê, in die 600ste jaar van die lewe van Noag, in die 2de maand op die 17de dag, is al die fonteine van die groot watervloede oopgebreek, en in Genesis 8 vers 14 sien ons dat in die 2de maand op die 27ste dag van die maand, was die aarde droog. So hoe lank was Noag in die ark? 1 jaar en 10 dae. Daar's geen coincidences in die Bybel nie. Noag, hulle het uit die ark uitgegaan in 'n jubileejaar. So wanneer gaan ons uitgaan in 'n jubileejaar? Daarom hou ons dop om te kyk wanneer is 'n jubileejaar. Volgens die Rooms-Katolieke Kerk is die jaar 2025 'n jubileejaar, maar hulle tel nie soos die Bybel sê ons moet tel nie. Die Bybel sê ons moet elke 50 jaar tel, maar die Rooms-Katolieke Kerk het sommer self besluit om dit te verander na elke 25 jaar. Hulle rede is sodat elke persoon in sy leeftyd 'n jubilee kan beleef. Maar om 100% seker te wees wanneer is die volgende jubilee, is ek nie seker hoe om dit te tel nie. Moet ons tel van Adam en Eva af? Moet ons tel van Noag af? Moet ons tel vanaf die Israeliete die wet ontvang het van die jubilee? Nou, ons kalender en die Joodse se kalender stem ons nie ooreen nie. Ons sê, dit is nou die jaar 6025, want dit is 4000 jaar voor Jesus en 2025 jaar na Jesus, en as jy dit saamtel, volgens ons kalender is ons nou in die jaar 6025, maar in die Joodse se jaar trek hulle nou eens by die jaar 5785. So, miskien kan ek eendag uitfigure hoe om jubilees te tel, dan kan ek 'n lesie daarvan maak, maar baie belangrik dat Jesus gaan terugkom na 'n jubileejaar. So, as hierdie jaar 'n jubileejaar is, dit is so naby Jesus is vir sy terugkom. Dan die volgende een wat ons nou kan kyk, is ons kan kyk na Israel. Nou kom ons kyk gou na die geskiedenis van Israel en wanneer hulle in die land was en wanneer hulle uit die land uit was. Abraham, Isak en Jakob het in Kanaan ingegaan, maar in die tyd van Josef het die hele volk weer uitgetrek en hulle het mos in Egipte gaan bly. Maar in die tyd van Joshua het die volk weer ingekom, maar in die tyd van konings was die volk gewaarsku, as hulle nie volgens die verbond lewe nie, gaan hulle uit die land uitgeneem word, en die noorde was uitgeneem deur die Assyriërs en die suide was uitgeneem deur Babylon. Maar in die tyd van Esra het die volk weer teruggegaan, saam met Zerubbabel en weer die tempel gebou, maar in die jaar 70 was dit is toe die Romeine ingekom het, dit was die val van Jerusalem, toe is al die Israeliete weer uit die land uitgeneem. Nou, na die val van Jerusalem in die jaar 70 was die Israeliete reg oor die wêreld versprei en mense soos die Samaritane het in Israel ingeneem en hulle toe nou daar gaan begin bly. Nou, Matteus 24 vers 32 sê, en leer van die vyeboom hierdie gelykenis. Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. Vers 34 sê, voorwaar ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Hierdie is 'n profetiese versie in Matteus 24. Om dit te kan verstaan, moet ons verstaan dat 'n vyeboom verteenwoordig Israel. Hoekom sê ek so? Hosea 9 vers 10 sê dit. So die Bybel sê dat as jy lees van 'n vyeboom, is dit Israel. Daar staan, ek het julle vaders gesien soos voorvye aan die vyeboom in sy eerste groei. So hierdie spesifieke profetiese versie sê, hou die vyeboom dop, hou vir Israel dop. Wanneer die vyeboom uitbot, nou wat beteken dit? Wanneer het Israel weer begin uitbot na Jesus? En dit is in die jaar 1948. Nou wat het gebeur in die jaar 1948? So onthou die jaar 70 het al die Israeliete, was hulle uit die land uitgeneem, hulle is reg oor die wêreld versprei, en dan in die jaar 1948 was Israel weer verklaar as 'n land vir die Israeliete. So vir 1878 jaar het die Israeliete geen land gehad van hulle eie nie. Hierso was die president Truman wat hierdie spesifieke brief uitgestuur het. Daar staan, the government has been informed that a Jewish state has been proclaimed in Palestine and recognition has been requested by the governor thereof. The United States recognized the provisional government as the facto authority of the state of Israel. So hierso is die dokument uitgestuur wat gesê, daai stukkie land wat vir 1800 jaar aan klomp mense behoort het, is eintlik Israel se, en Israel het toe nou weer toestemming gekry om terug te gaan na hulle eie land toe. Nou, die res van daai versie sê dat hierdie geslag, so hierdie tydperk, sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Onthou, Matteus 24 praat oor eindtyd. So wanneer die vyeboom bot,
daai tydperk, daai geslag sal Jesus sien terugkom. So hoe lank is 'n geslag dan? Hoe oud word mense? Psalm 90 vers 10 sê, die dae van ons jare, daarin is 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 jaar. So dit beteken vanaf die vyeboom gebot het, vanaf Israel weer 'n staat geword het, die jaar 1948, plus 70 of 80 jaar, want die Bybel sê dat daai generasie sal die koms van Jesus sien, en dit gee vir ons dan die jaar 2018 of die jaar 2028. So kan julle sien, ons is baie naby vir Jesus om terug te kom, selfs as ons hierdie versie gebruik. Dan gaan ons kyk na die boek van Daniël. Nou as jy die koninkryke in die boek van Daniël, jy kan gaan luister na Daniël les 3 en 4, wat baie meer deeglik is. Ek gaan net 'n oorsig doen. Nou in Daniël sien ons in Daniël 2, Nebukadneser se standbeeld. Ons sien in Daniël 7 'n visioen wat Daniël self gesien het van diere wat uit die see uitgekom het, en ook in Daniël 8 sien jy van 'n ram en 'n bokram wat mekaar fight. Nou ons het gesien in die lesse van Daniël dat die gesig en die leeu verteenwoordig die koninkryk Babylon, en Babylon was gevolg deur die Medes en die Persian Empire, en na die Medes en die Persian Empires was Griekeland die wêreldheersers gewees. Na Griekeland was die Romeine die wêreldheersers gewees, en dan is daar voete van klei. Nou klei is 'n kombinasie Romeins se koninkryk wat gevolg het na die Romeinse leer. Daarom kan ons sê dat die tone, wat dan nou 'n mengsel is van klei en yster, was die Holy Roman Empire, want hierdie spesifieke empire was geregeer deur die Romeine, en hulle was onder die Rooms-Katolieke kerk, want onthou, die Bybel sê dat hierdie standbeeld se voete en tone was gemeng yster, gemeng klei. Yster verteenwoordig die Romeine, klei verteenwoordig die kerk, so dis 'n mengsel van Roman Catholic Church. Nou wat gebeur na die tone? En dan as ons gaan kyk na Daniël 7, daai monster daar aan die onderkant, wat gebeur na die horingkies? Want daar's 10 tone en daar is 10 horingkies. As ons kan uitvind wat gebeur hierna, kan ons sien waar in die tydlyn trek ons nou. Nou volgens die standbeeld, wat gebeur na die tone is, daar kom 'n rots, Daniël 2 vers 34, 'n klip het losgeraak wat die beeld getref het. So hierdie rots wat losgekom het en hierdie koninkryke getref het, is Christus. Dit staan in 1 Korintiërs 10 vers 4. En dan, dit is Jesus se koninkryk wat dan begin groei. Daniël 2 vers 44, maar aan die dae van die koning sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. So hierdie is Jesus se koninkryk wat vanaf 'n klip gegroei het tot 'n rots. So wat gebeur na die horingkie? So ons het nou net gekyk na koning Nebukadneser, wat gebeur na die tone, want ons wil kyk waar in die tydlyn trek ons wil weet hoe naby is ons aan die eindtyd, dan wat gebeur in Daniël 7 na die horingkie? Onthou, daar's 10 horingkies en daar het 1 klein horingkie 3 van die horingkies uitgedruk. Wat gebeur daarna? Is the judgment. Daniël 7 vers 9 staan daar, ek het bly kyk, trone is reg gesit en 'n oue van daai het gaan sit. Sy kleed was wit soos sneeu en die hare van sy hoof so skoon soos wol. Sy troon was 'n vuurvlam en die wiele daarvan 'n brandende vuur. So na die horingkie is the judgment. En na die judgment gaan die duiwel brand. Ek is nou besig om vir julle te lees uit Daniël 7 uit. En dan nadat die duiwel gebrand het, kom Jesus as koning en hy kom regeer as koning en ons regeer saam met hom. Hoekom noem ek hierdie vir julle? Want ek wil vir julle wys dat na die tone en na die horingkies is daar nie nog 'n koninkryk nie. Ons is nou in die laaste koninkryk, ons is nou in die tyd van die tone en die horingkie. Nou wie was die tone en wie is die horingkie? Ons het al reeds na hierdie gekyk toe ons gekyk het in die boek van Daniël, so as julle nie weet waarvan ek praat nie, gaan luister daai lesie. So wie was hierdie 10 horings en wie was hierdie 10 horingkies gewees? En dit was die Franks wat die Franse geword het, die Burgundians wat die Austrians geword het, die Visigoths wat die Spanje geword het, en as julle gaan kyk, hierdie spesifieke 10 tone het op die einde Europa geword, en hierdie 10 tone staan bekend as die European Union. So ons is nou huidiglik volgens Daniël in die laaste koninkryk voordat die rots kom, en die laaste koninkryk is die European Union. Nou julle sal dink, nou ons word nie geroel deur Europa nie, maar ons doen, want uit Europa uit is
Suid-Afrika gestig, uit Europa uit is Amerika gestig, uit Europa uit is Australië gestig. So ja, ons is nou huidiglik in die laaste koninkryk volgens Daniel. Ons is klaar in die laaste wêreldse koninkryk voor die einde. So die volgende ding wat moet gebeur is die einde. Ons is op die einde. En dan die 7de ene, ek wil net gou hier so kyk, dis die laaste een wat ons nou in hierdie lesie nog gaan kyk, is die 7 kerke, die 7 gemeentes in Openbaring, wat ons nou net nog gekyk het in die vorige les. Ons weet, hierdie was die 7 gemeentes in die tyd van Johannes, soos dat ons in die vorige studie gekyk het, maar ek gaan julle nou uit geskiedenis uitwys, dat elke kerk verteenwoordige gedeelte in die kerkgeskiedenis. En as jy nog nie die vorige lesie gaan luister het van Openbaring, jy gaan luister omdat dit verduidelik hierdie baie mooi. So in Openbaring, ek begin met 7 gemeentes, wat ek daar bo uiteengesit het, en ons het gesien, dat dit stem presies ooreen met die 7 church ages van die kerkgeskiedenis. Daarom het ek dit so mooi in mekaar gaan indeel, dat dit mooi oor mekaar vloei. Dan gaan ons uit geskiedenis uit vir julle wys dat hierdie 2 stem ooreen. Byvoorbeeld die boodskap wat Jesus vir die eerste gemeente gegee het, vir die Efese, is presies die boodskap wat pas vir die tydperk van die disciples gedurende die apostolic age. So, die eerste gemeente wat Jesus 'n brief voor laat skryf het, was die gemeente van Efese, en Efese beteken fully purposed, en die mense in die disciples tydperk, die apostolic age, was fully purposed gewees. Hulle het baie hard gearbeid, as jy kyk hoe hard het hulle gewerk om die boodskap uit te kry, en hulle het valse apostels uitgewys, maar het hulle eerste liefde verlaat. En hoekom sê ek so? Het staan in die Bybel, Paulus sê, dat hy het uitgegaan en die boodskap vir al die dorpies in Asië gaan gee. Maar in 2 Timoteus sê hy, dat jy weet, dat almal wat in Asië is, hulle van my afgekeer het. Die volgende gemeente is Smyrna, wat beteken bitter, en dit stem ooreen met die Roman Empire in ons kerkgeskiedenis, want Jesus sê vir hierdie gemeente, dat julle gaan groot verdrukking beleef, en in die Romeinse tyd was daar groot verdrukking onder die Christene gewees. Die Here, Jesus sê vir hulle, dat julle gaan 10 dae lank verdrukking beleef, en ons het gesien dat in die tydperk van keiser Diocletian was daar 10 jaar tydperk, wanneer hy die Christene wou uitgewis het. Die volgende gemeente wat Jesus voor 'n boodskap gestuur het, was Pergamus gewees, wat beteken marriage, en in hierdie tydperk was dit die Roman Catholic Church wat hande gevat het met die Romeinse Ryk. Maar Jesus sê vir hierdie gemeente dat julle is waar die troon van Satan is, want julle sit struikelblokke voor die mense. Want ek sê nie die Roman Catholic Church is Satan nie, maar hulle sit struikelblokke voor mense om in die hemel te kan kom. Byvoorbeeld, jy kan jou eie sondes betaal by die priester, jy moet byvoorbeeld, jy gaan purgatory toe, dan moet jy eers weer betaal vir die bietjie sondes wat jy gedoen het, voordat jy in die hemel kan kom. So ja, die Rooms-Katolieke kerk het struikelblokke voor die mense gesit. En Openbaring 18 vers 4 sê Jesus vir die gemeente, come out of her, my people. So Jesus sê vir die mense wat deel is van die Roman Catholic Church, kom uit haar uit, kom uit hierdie vals leringe uit. Dan die volgende gemeente is Thyatira, wat beteken afflicted, en dit val presies in die kerkperiode van die Middle Ages, want afflicted beteken persistent pain, en dit was die tydperk van die Dark Ages met die Black Plague. En ook vir die gemeente het Jesus gesê, julle laat Isebel toe om in julle tydperk te regeer, en in hierdie tydperk is wanneer die kerke begin split het. As daar gees van Isebel in jou kerk is dit ene wat wil manipuleer, wat 'n kerk wil maak split, en dit het in hierdie tydperk gebeur. Die Rooms-Katolieke kerk het begin split, daar het nuwe gelowe na vore gekom, byvoorbeeld Islam, en van hier af tot vandag toe is al 45,000 verskillende Christian denomination. So die gees van die Sebel het baie hard gewerk om ons as kerk in 45,000 verskillende opinies te split. En dan ook het Jesus vir die gemeente gesê, as belofte gee ek vir julle die môre ster. En wat vir my so mooi is, dit stem presies ooreen met wat in hierdie tydperk van kerkgeskiedenis gebeur het. Jesus het ook vir hierdie gemeente in hierdie tydperk 'n môre ster gestuur wat Wyatt was, nou hy het die Bybel kom vertaal in Engels. Dan die gemeente daarna is Sardis, wat beteken coming out, so hierso kom die kerk nou uit die Rooms-Katolieke kerk uit. Hulle kom uit hierdie vals leringe uit. Dis hoekom ons kan sê dat Sardis beteken coming out, dis die tydperk van die Reformation. Maar hierdie spesifieke tydperk was nie net Martin Luther wat die Reformation wou begin het nie, daar was ons klomp mense wat agtergekom het dat die Rooms-Katolieke kerk is besig om verkeerd te leer, en hulle het
die mense begin reg leer. Dis die tydperk waar die Bybel vertaal was in Engels sodat almal dit kan verstaan, sodat almal 'n Bybel in hulle huis kan hê. Nou Openbaring 3 vers 4 sê, maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie. So ja, daar is mense in die Rooms-Katolieke kerk wat dit opreg doen, maar Jesus sê vir hulle, kom uit hierdie valsleringe uit, en dit is wat in hierdie tydperk van kerkgeskiedenis gebeur het. Die volgende gemeente is Philadelphia, wat beteken brotherly love, en dit stem ooreen met ons kerkgeskiedenis gedurende die tyd van revivalism. As jy wil gaan kyk wat se tipe pastore, wat se tipe prediking was in hierdie tydperk gewees, gaan Google God's Generals. Dit was mense wat verskriklike groot wonderwerke gehad het, wat mense uit rolstoele uit laat loop, wat mense uit die dood uit laat opstaan het. So as jy jouself 'n guns wil doen, gaan luister op YouTube God's Generals. En die Here sê vir hierdie gemeente, ek gee vir julle 'n geopende deur, en dit is wat gebeur het in hierdie tydperk. Hierdie mense het vreeslike groot skare getrek, nie oor dat hulle goed is nie, is oor dat hulle net gefokus was op die woord van God. En Jesus sê vir hierdie gemeente en vir hierdie church age, julle het my woord bewaar. Dan die laaste kerkperiode is Laodicea, wat beteken people's opinion, en dis die tydperk waarin ons nou is. Dis die tydperk waar almal op social media hulle eie opinie het, en dis die tydperk van mega churches, wat so gefokus is op geld, en ek nog nie alle groot kerke nie, maar nie alle groot kerke is gefokus op geld nie, ek praat nou van die wat net gefokus is op geld, op die ligte, op hoe fancy hulle kan wees, wat die boodskap mis. Dit is die tydperk waarin ons nou is, want Jesus sê vir hierdie spesifieke gemeente, julle is 'n lou kerk as gevolg van geld. Ek staan by die deur en ek klop, so Jesus is nie eens binne in hierdie gemeente nie. So dit beteken ons is reeds in die laaste church age. En dan met die volgende lesie gaan ons kyk na die res van goeders wat ons nou in die Bybel kan kyk om te weet waar in die tydperk lê ons nou, hoe naby aan die einde is ons.